Broeders en susters, kom ons sing vooraf, ook voor die afkondigings en die erediens. Eers vooraf lied 190, verse 1, 2 en 3. Hartlik welkom, broeders en susters, geliefde kinders, by hierdie tweede ontmoeting vandag in 'n erediens met die Here. Ons vertrou dat u seën van die Here ook hier sal ontvang. In besonder almal wat inluister op ver, ook van die buiteland af, hartlik welkom by ons. Ek wil ook graag hier verwelkom 'n vroeëre kollega van Universiteit Wes-Kaap, professor Phil Robinson en sy vrou Rencia, wat saam ook die erediens hier bywoon. Baie dankie dat u hier is. U is hartlik welkom in die midde van die gemeente. Kollektes onder die diens vir diakonale kas en by die deure vir u instandhouding van ons erediens. U word hartlik genooi, dit is nie van môre, of dis nie in die nuusbrief nie, vir kerk en kafeïen, vanaand na die erediens daar in die portaal. Hulle het gesê, u moet die nabetragting verder kom voortsit daar. Dan is Annetjie Gruyling opgeneem in die Karel Bremer Hospitaal vir mediese prosedure en ondersoeke. Het is moontlik dat sy môre kan ontslaan word uit die hospitaal, maar ons weet nog nie. U word ook gevra om vir haar en haar dogter, ook 'n gemeentelid hier, ook voorbidding te doen in hierdie dae. As gemeente van ons Here Jesus Christus verklaar ons nou, ons hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus die betroubare getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing nou Psalm 150, verse 1 en 2. In die groen boeke is dit op bladsy 720. Psalm 150, verse 1 en 2. Daarna bid ons saam.
Ons dank U dat ons 'n groot God aanbid. Dat ons die goeie herder aanbid. Dat ons U Heilige Gees mag aanbid. Sonder U, Here, is ons niks nie. En sonder U kan ons nie lewe nie. En so wil ons tot U kom. Ja, die Here ver bokant die verdiepings van die sterre. Die Here aan die kruis. Die Here in ons harte. Hier teenwoordig in ons ontmoeting met U. Ons verwonder ons, Here, want ons is sterflike mense. Ons tyd gaan verby. En ons dink aan baie van hulle wat ons vooruit gegaan het. En al die tyd en al die eeue was U hier teenwoordig. Laat dit ons inspirasie wees vir die pad vorentoe. In ons gebed wil ons uitreik na medegelowiges wat dit moeilik het en swaar het. Honger, geen huis nie, siekte, geen werk nie. Ons hart bloei vir hulle ook, Here. En ons vra, hou hulle in U liefde naby aan U vas. En wil voorsien in hulle nood. Dankie dat ons mag bid vir almal wat in hierdie land woon, elkeen van ons, om die pad vorentoe in kinderlike vertroue te loop, in eerlikheid, in afwagting, en bovenal in diepe afhanklikheid van U. Dankie dat ons die sakrament van die nagmaal van môre kon gebruik. En ja, dat ons die gebeure aan 'n wrede kruis kon vier. Want daar is ons lewe gebore, by die sterwe van U Seun. Gee dat ons ook môre en die komende dae en weke in hierdie besef sal ingaan. En nou vra ons dat U self U woord sal oopmaak. Eenvoudige woorde, hartstaal en toeëiening van U woord vir ons pad vorentoe. Ook as ons nou terugkyk, nabetragting hou oor die nagmaal wat ons kon vier. Hoor ons, Here, dra ons, en dankie dat ons die vrymoedigheid mag hê om so tot U te bid, as koning, as herder, as trooster. Amen. Kom ons sing nou voor die skriflesing, skrifberuiming 12:3, verse 1, 2 en 3. Ons bely ook daarin weer ons geloof in ons drie-enige God.
In ons ontmoeting met die Here kom hy nou self direk aan die woord in die skriflesing. 2 gedeeltes, Matteus 26 van vers 36 af tot 46 en daarna ook in Handelinge 20 vers 17 tot 24. Dis albei bekende gedeeltes. Matteus 26 handel oor of beskrywe wat met Jesus gebeur in Getsemane. Daarna kom Jesus met sy disippels by 'n plek met die naam Getsemane en hy sê vir hulle, sit hier, terwyl ek daar gaan bid. Hy het vir Petrus en die 2 seuns van Zebedeus saamgeneem en toe het hy bedroef en beangs geword en vir hulle gesê, ek voel doodsbenoud, bly julle hier, waak saam met my. Hy het 'n entjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan, moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. Daarna kom hy na die disippels toe terug en kry hulle aan die slaap en hy sê toe vir Petrus, kon julle nie eens 1 uur lank saam met my waak nie? Waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie, die gees is gewillig, maar die vlees is swak. 'n tweede keer het hy gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie lydensbeker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. Toe hy terugkom, kry hy hulle weer aan die slaap, want van die vaak kon hulle nie hulle oë oophou nie. Hy het hulle weer alleen laat bly en 'n derde keer gaan bid en dieselfde woorde gesê. Toe kom hy na die disippels toe terug en sê vir hulle, slaap en rus julle nog? Die uur het nou gekom. Die seun van die mens word in die hand van sondaars oorgegee. Staan op. Kom ons loop. Kyk, die man wat my verraai is hier naby. Dan gaan ons na Handelinge hoofstuk 20 toe, verse 17 tot 24. Dit is die opskrif hier, kyk, Paulus is op pad nou Rome, later, en nou spreek hy die ouderlinge van Efese toe, van vers 17 af. Van Milete af het Paulus 'n boodskap na Efese toe gestuur om die ouderlinge van die gemeente te laat roep. Toe hulle by hom kom, sê hy vir hulle, julle weet hoe ek die hele tyd van die eerste dag af dat ek in die provinsie Asië gekom het onder julle geleef het. Hoe ek die Here in alle nederigheid gedien het te midde van droefheid weens die vervolginge wat ek deur die komplotte van die Jode moes verduur. Julle weet dat ek niks teruggehou het wat vir julle voordelig kon wees toe ek by julle in die openbaar gepreek en julle in julle huise onderrig het nie. Ek het sowel die Jode en die Grieke ernstig vermaan om hulle tot God te bekeer en in ons Here Jesus Christus te glo. En nou gaan ek Jerusalem toe, daartoe gedring deur die Gees. Wat daar met my sal gebeur, weet ek nie. Ek weet dat die Heilige Gees my in elke stad sal verseker dat gevangenskap en vervolging op my wag. Maar al is my lewe vir my kosbaar, reken ek dit van geen belang nie as ek maar net my lewenstaak kan voltooi en die dienswerk wat ek van die Here Jesus gekry het kan klaarmaak. Dit is om die evangelie van God se genade te verkondig. Broeders en susters en kinders, in die woordbediening vanaand gaan ons ook aan die hand van een van die belydenisskrifte handel oor die wil van God in ons lewe. In een van die, kom ek noem dit die padkaarte van die Bybel, een van ons belydenisskrifte, die katekismus, kom die wil van God ter sprake in die modelgebed wat hy vir ons geleer het. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. In Sondag 49 word dit so verklaar, hierdie bede beteken, gee dat ons en alle mense ons eie wil prysgee
om aan u wil, wat alleen goed is sonder enige teepratery gehoorsaam te wees, sodat elkeen sy ampt en beroep net so gewillig en getrou kan beoefen en uitvoer, soos die engele in die hemel. Ons wil hierdie deel belig uit 2 skrifgedeeltes, 2 verse. Eerstens Matteus 26, vers 39, waar die Here Jesus bid. Hy het 'n eentjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid: My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos u wil. En dan ook van Paulus 'n woord, Handelinge 20 vers 22. En nou gaan ek Jerusalem toe, daartoe gedring deur die Gees. Wat daar met my sal gebeur, weet ek nie. Ek weet dat die Heilige Gees my in elke stad verseker dat gevangenskap en vervolginge op my wag. Woorde kan partykeer nogal leeg wees. Goed bedoel. En tog sê dit nie altyd alles nie. Konkreet. U kry te doen met iemand wat baie ernstig siek sit en eintlik net kan beweeg in 'n rolstoel. En dan sê ek vir die persoon: berus maar net. Berus maar net. Dis die wil van God. Of dit loop aan die deur van iemand wat 'n jong seun of 'n dogter verloor het. Kyk hom in die oog en sê: berus maar net. Rus. Dis God se wil op jou pad. Dis nie die volle waarheid nie. Om so te praat is as dit ware, of om net so te praat is as dit ware 'n hand sonder vingers. Dit gaan nooit net om berusting nie. Dit gaan nooit net om aanvaar nie van God se wil nie. Soos droogte, want dit kan nie anders nie. Laat ek onmiddellik toegee. Dis seker die moeilikste bede om te bid waar dit gaan om die wil van God. Ons vertrou mos. God sal help. God sal in skemertye uitkoms gee. Ons hou mos daaraan vas. Is ons emosies weghardloop? Of ons geloofslewe as dit ware wil gaan lê? Laat u wil geskied. Nee, bo menslik. Wie kan dit altyd bid? Tog as ek bid, laat u wil geskied, dat ek iets net sydelings aangeraak. Die deur is nog net op 'n skreefie oopgemaak. Kom ons sluit aan en ons gaan dit belig uit die teks uit.
Kom ons sluit aan vanuit die katekismus by die groot gebed wat die Here Jesus ons geleer het. Die wonderlike gang van daardie gebed van bo, ons Vader in die hemel, laat u naam geheilig word, u koninkryk kom, u wil geskied. Terug na bo, vergeef ons ons skuld, lei ons nie in versoeking, terug na die hemel. En daardie middelste een, laat u wil geskied. En nou is dit opvallend, as ons bietjie kyk hoe ons belydenis dit formuleer, dan gebruik die katekismus werkwoorde. Werkwoorde. As dit by die wil van God kom, laat u wil geskied. Ons werkwoorde. Hoor jy? Laat ons en alle mense ons eie wil prysgee, om alleen aan u wil sonder enige teepratery gehoorsaam te wees, sodat elkeen sy ampt en beroep so gewillig en getrou kan beoefen en uitvoer, soos die engele in die hemel. 4 werkwoorde in 5 sinne. As dit gaan oor laat u wil geskied. Hoe sit dit in mekaar? Hoe werk dit? God se wil in ons lewe? En dan is dit doenwoorde, aksies, en dan berus. En dan die pragtige uitdrukking, soos kan ons plig so getrou beoefen, soos die en uitvoer soos die engele in die hemel. Soos die engele in die hemel. Volmaakte gehoorsaamheid is hulle kenmerk. Gehoorsaam aan die wil van God. As ek so bid, laat u wil geskied, dan is die diepste grond, ag Here, laat dit op hierdie aarde ook wees, soos met die engele in die hemel. Laat daardie gesindheid om aan u wil gehoorsaam te wees, op hierdie aarde neerdaal. Gee my gehoorsaamheid, gewilligheid, om te doen. Te doen, 4 werkwoorde. Te doen wat u wil is. Nie om maar net te rus, te aanvaar nie. Ja, wonderlik. Lei my op die nuwe pad, agter Christus aan, om met blydskap en gehoorsaamheid in sy spore te stap. U wil. Kom ons belig dit net uit Jesus Christus in die tuin van Getsemane. Skaduwee, skemer, olyfbome. En dieselfde Christus wat my beveel, bid. As jy bid, laat u wil geskied. Dieselfde Christus wat my beveel, bid. Laat u wil geskied. U wil. Met ander woorde, hy weet, dis God se wil dat hy moet gaan lei. Hy weet dit. En hoe gaan hy, en ook in hierdie gebed begin hy, om God se wil te doen. Dis die punt. Te doen. Hy weet, dis God se wil. Hy moet aan die kruis gaan sterf. Hy weet hy gaan verlaat word. Hy weet hy gaan bloeddruppels sweet. Kan dit
Kan dit dalk die wil van my Vader wees? Dat ek dit nie hoef te doen nie? Nie hoef te betaal nie? Is dit dalk moontlik? En dan die gehoorsame knegt. My Vader, nie soos ek wil nie, soos U wil. Laat U wil geskied. Christus breek die nuwe pad van nie net berus in God se wil nie. Hy breek die nuwe pad oop deur sy kruis. Laat my U wil doen. Gehoorsame knegt. Vader, wat die Vader wil ek doen. Laat U wil geskied, my Vader. As dit U wil is, gaan ek. Ek sal die pad loop. Ek gaan. Ek sal my kruis dra. Ek sal my laat vervloek. Ek sal gaan sterf vir hierdie aarde, sy mense. Ek kom om U wil te doen, uit te voer, in groot liefde vir al U kinders. Voor ek kruis toe gaan, voor ek gaan doen, U wil gaan doen, bely ek dit. Ek sal gaan. Ek sal U wil doen. Ons is navolgers van Jesus Christus. Party jare lank al wonderlik. Hy is op die pad. As jy te doen kry met God se wil. Ek tel 'n vraag op in U oë. Ja? Jy kan vir ons sê, Christus het voldoen aan God se wil. Hy het sy wil gedoen, uitgevoer. Ek is 'n mens. Ek is 'n sondaar mens. Ek kan dit nie doen nie. Hoe kan julle verwag dat ek dit moet doen? Ek nooi U om saam te loop in hierdie preek. Kom stap en saam. Wat word die groot kenmerk van 'n navolger van Christus wat pas 'n vervolger van Christus was? Hy is ook op pad, nie uit Getsemane soos Christus nie. Hy is op pad na Jerusalem, waar Getsemane buitekant staan. Hy weet dit. Laat U wil werklikheid in my lewe word. Wat ook al kom, wil Paulus sê, ek sal U wil doen. Ek gaan na Jerusalem en luister hierdie baie duidelike woorde in Handelinge 20 vers 22. En nou gaan ek Jerusalem toe, daartoe gedring deur die Gees. Daar staan letterlik, en nou gaan ek Jerusalem toe gebind deur die Gees. Ek gaan, en dan, wat daar met my gaan gebeur, weet ek nie. Ek weet dat die Heilige Gees my in elke stad verseker dat gevangenskap en vervolging op my wag. Ek gaan. Al is my lewe vir my kosbaar, as ek maar net my lewenstaak kan voltooi en die dienswerk. En as ek die dienswerk kan klaarmaak om die evangelie van God te verkondig. Om God se wil te doen.
Ek gaan. Gebind deur die Gees. Al loop ek in 'n oorlog vas, by wyse van spreek, vir die evangelie. Ek wil God se wil, God wat my geroep het, op pad na Damaskus. Ek wil sy wil gaan doen. Prakties uitvoer. En wil u hoor hoe het Paulus dit gedoen? 'n voorbeeld? 'n voorbeeld uit die tronk. Sy brief aan die Filippense. Daar sê Paulus, ek sit hier in die tronk. Geboei. Is dit die wil van God? Dan voeg hy by, maar deur my werk, my verkondiging, my lyding, my boeye, het die hele keiserlike wag tot inkeer gekom. En die pad van die geloof in God begin loop. Die wil van God, jy gaan. En die wil gedoen in die tronk. Hande geboei, maar mond oop om te verkondig. Dis om wat God wil te bely en om dit te doen. Van vervolger tot navolger. Van vervolger tot een wat sê, ek gaan. Was dit nie vir daai een woordjie van Paulus, ek gaan nie, het ons nie hier gesit nie, as gelowiges nie. Want dit gaan deur Rome, deur Europa, later, baie later na Afrika. Ek gaan om sy wil te doen. Ek wil doen wat die Gees van God beveel. Ek het besluit om te gaan, want die Gees het besluit, ek gaan. En so kom ons by hierdie gebed, laat u wil geskied. Dit kan nie net swaiende berusting wees nie. Selfs vir iemand in 'n reistoel. Selfs vir iemand wat in twyfel verval. Ja, ek buig voor God. Laat u wil geskied. En Here, dan bely ek, as u my wil gebruik in hierdie reistoel as 'n getuienis, in my werk as 'n getuienis, dan het u wil, dan is u wil gedoen. En nie net op papier geskryf nie. Laat u wil geskied. Ag Here, wat kan ek maar net sê? Ek leef uit u wil. En u Gees sal my lei, swak soos ek is, om te doen wat u wil. Enkele oomblikke vir nadenke. Kom ons bid saam deur nou die Ons Vader te sing. Daarna vind die diens van barmhartigheid plaas. En na die diens van barmhartigheid sing ons Psalm 86 vers 6, die Tosius beruiming. Ons Vader nou.
mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak, en julle geheel en al na gees en siel en liggaam so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer kom. Hy sal dit ook doen, want hy wat julle roep is getrou. Amen.